vroegoggend in Motabeng. Daar word geskarrel en gepak, en toe word Gabri totaal omkant gevang met 'n tradisionele Basotho verjaarsdagviering, 'n verjaarsdag om nooit te vergeet nie. Maar daar's nie lank tyd vir rus nie. Die voertuie word volgemaak teen R17 per liter en dan rol ons. Stadig verdwyn teer en gemak. Hier begin die regte Lesotho. Vandag lê 'n epiese roete voor. Van Tabatseka na Kwatsas Nek. 'n pad wat draai, klim, val en weer klim. Oor ruwe bergpasse en deur diep afgesonderde valleie. 2 rivierkruisings wag en as die brug weggespoel is of die water in vloed kom, verander 'n kruising vinnig in 'n avontuur op sy eie. Langs die roete leef 2 wêrelde saam. Osse met slees en perde stap rustig verby, terwyl 4x4 hulle pad oor die klip en sand oopwerk. Dis rou, dis eg, dis Lesotho. Pragtige mooi groot brug, 'n nuwe brug wat onlangs gebou is oor die rivier. Weggespoel het op skade en iemand jy weer op ry en ons. Ja, ek sê graag. Die magtige Senkio rivier sny sy pad deur die valleie. Die bron van die groot Oranje rivier. Stil, maar kragtig soos die land self. En dan natuurlik 'n papwiel. Skielik is almal kenners. Ons het delegasie daarso. Ons hou goeie toesig. Dink julle doen 'n goeie werk daarso? Ja, jy weet, ons hoef net te kyk, daai is reg. Daai is 100%. Dan druk jy mense 'n bietjie hou mooi vas en dan vat jy net 'n slukkie. Ja, net 'n lekker slukkie. Hy's baie lig, ek beloof dit. As hy Voorheen was vliegtye die enigste skakel met die buitewêreld hier. Dit is moeilik om te glo, maar hierdie mense het vliegtye geken voor motors. Hier tussen die berge voel dit steeds soos 'n wêreld op sy eie. Dan draai die weer. Donker wolke rol oor die pieke. Reën begin val. Die grond verander in 'n glybaan. Desperaat. Elke meter vorentoe word bedien met fokus, vaardigheid en pure vasbyt. Die rivier wag. Die reën het op die wolk gestel en in 'n glybaan. Mense was saam met ons verbaas oor die vermoëns van die Jimmy, maar hy het sy kant gebring al die pad. Dit was fantasties. Daai ons het so moeite gedoen. Ons was oor die tweede, derde voertuig. Dit was lekker omdat daar 1 of 2 voor my daarom deur is, nee. Anders te sou my broek bietjie gebewe het. Maar hy het nogtans gebewe. Maar ons is almal veilig deur en dit het goed gegaan. Geniet, was nie bang nie. My man weet hoe om te doen. Lekker, baie interessant. Net jammer ek was nie agter die wiel nie.
Dit was wonderlik. Ek was aanvanklik bietjie bang. Dit vir my bietjie hoog gelyk die water. Maar dit was baie lekker en ongelooflik wat 'n kar kan doen. Hy trap vas, gaan vorentoe en dit was regtig nogal vet pret. Dit was heerlik. Ek het baie geniet. Ja, hulle is nie bang vir water. Hulle is nie bang vir water nie. Hulle was awesome. Hulle almal. Ons is nou net deur die rivier. Ons die lokale mense het ons van 'n paadjie gemaak. Ons het hulle mooi opkyk bo die brug weggespul. En as nie deur hierdie rivier kon kom nie, moes ons by Sanipas SA uitgegaan het en dan weer later by Tsakkasnek SA ingekom het. So 900 km draai, maar die lokale mense het van 'n paadjie gemaak en ons kon deurkom. Ons moes 'n bietjie hastig gemaak het want die reën het opgesteek, die reën het al oorgetrek. Ons is net bang dat hy verhoor op harde reën en dan kan die rivier se vlak styg en kon ons nie deurkom nie. As almal is veilig weer, twee werk hier almal mee. En toe wag hy. Die legendariese Matabeng pas. Ek moet julle sê, julle standaard van hierdie trip 'n bietjie opgetel. Dit tel baie weg. Styl afdraandes, skerp draaie, losklip, dis tegnies. Dis intimiderend. Dis presies waarvoor ons hier is. Wanneer jy bo uitkom en terugkyk oor die pad wat jy sopas oorwen het, weet jy het Lesotho nie net gesien nie, jy het hom gevoel. Ja, kom maar net verby hierdie taxi. Only in Lesotho. Hierdie taxi met daai vrag is nou op pad na Matabeng toe, daar waar ons nou was. Ek het my nou gevra oor die brug, of hoe het ons oor die brug gekom, maar dis want toe hy op pad is. Lesotho stel nooit teleur nie. Hier word jy getoets, hier word jy nederig, maar hier leef jy.